Ek dink hierdie woord, Sorita, ek wil net sê ek claim daai woord. God wil weer werk, nie weer nie, hy werk nog steeds. Maar mooi dinge gaan gebeur, groot dinge gaan gebeur. Die wêreld kan kyk die kant en daai kant en hulle kan slim raak, hulle kan professioneel word. Ek dink nou vinnig aan Azuzu Straat 1906. Terwyl al wat 'n kerk is besig om die leukste en die beste te word, toe kyk God na ou methodistiese perestal met vliee en mis wat daar rond is en hy moet die ding skoonmaak en the next move, the Holy Spirit walk into that place en God steek die wêreld aan die brand. It's gonna happen, hallelujah. Ek wil gou vinnig met jou praat want hierdie ding is 'n saak wat my nie pla nie, maar ek kom agter dat ons word soms so ooroptimisties gepreek en van geloof gepreek dat wanneer die houe van die lewe kom, nou dan is ek vanmôre 'n unieke pastoor as ek nou so preek en ek hou daarvan om uniek te wees want ek gooi vir hom in 'n ander hoek en in 'n ander lyn want ander gaan nou sê jy moet geloof hê. Ons het heel oggend gesê jy moet geloof hê. Ons het dit heel oggend verduidelik, maar daar's 'n realiteit en dan wanneer die storms van die lewe hierdie opportuniste tref en hierdie, ek praat van 'n valse geloofstelsel waaraan hulle vashou, dan sien jy hoe hulle verkrummel en in mekaar stort, want hy's geprop van, daar sal niks negatiefs met jou gebeur nie. Jy sal nie eers 'n verkoue kry nie, my boetie. In jou lewe sal jy nie eers 'n grandpa hoef te drink nie, want jy sal nooit weer, waar is hy grandpa? O nee, is dit ek? Jy sal in jou lewe nooit al die goed hoef te doen nie, want jy sal forever lewe. En in hierdie stelsel word ouens geprop en volgeprop en hoor mooi, dan kom daar later 'n situasie of 'n oomblik in 'n mens se lewe en hy kom buite die kerk. Ek wil dit weer sê. Hy kom buite die kerk nadat ek jou opgesweep het, nadat ek vir jou verduidelik het niks kan jou omkeer nie. Dan kom 'n Dinsdag. Dan kom 'n Woensdag, dan kom 'n Donderdag, dan kom 'n WhatsApp, of dan kom 'n dokter, met alle respek na ons mediese wêreld, en dan kom iets en daar kom 'n boodskap na jou toe deur, en jy vra 'n baie gesonde vraag, waar is die goed wat die predikers van gepreek het? Hoekom gebeur die goed nou nie met my nie? En dis gewoonlik wanneer hierdie manne, en kom ons noem hom wat hy is, prosperity predikers, vir jou sê, man, ons sit jou somewhere nou, want hy weet self nie wat om met jou te maak nie. Want hy het nou inteendeel sit en kyk en hy raak self benoud, ek kan ook hierdie ding oorkom. So iets kan met my ook gebeur, maar ek dank God dat hy beweeg eindelik, hoor mooi, in die storm. Die storm is nie lekker nie. Die gepluk aan die toue wil geen mens hê nie. Ek gun dit nie vir my vyande nie. Ek gun dit allerminst vir my vriende of familie. Maar daar kom tye wat reality gebeur, soos die een filosoof, nou die dag vir een van hierdie liberale wat nou vandag aan die kou is, sê hy soek happiness, of sy soek happiness, toe sê hy, die lewe is hard, en die windmeele van die lewe klap, en hy kom verby, en hy sal moet reg staan, want as hy jou klap, dat hy weer kan terugkom, jy moet kan rebounce. Ek dank die Here vir kinders van die Here wat kan rebounce. Hy kom terug, waar ander dan begin terugstaan, begin hy vorentoe beer, en sê, ek gryp hierdie oorlog, ek is in die voorste linies van hierdie oorlog, en ons sal hierdie oorlog wen, ons sal dit maak, halleluja, maar daar is tye wat realiteit tref. Nou ek dink jy stem saam met my as ek vir jou sê dat Job, nou as ek die naam Job sê, dan sien ek party ouens gesomme. Daai was 'n rekkie. Kyk, hy was spesmagtig geweest. Maar dan kyk ons daarom na Job en dan sê hulle hy het alles dubbel teruggekry. Ek dink hy het 5 vrouens gehad, op die einde toe hy 10 vrouens. Hy het 10 kinders gehad, toe hy 40 kinders. Dit het gooi en ons sien net, dis wat Job gehad het. En ons sien hierdie geloofsheld en al wat 'n ou sê nou die dag vir my. Hy sê ek bid al die blessings vir die Here wat Job getref het aan die einde, maar ek soek nie die pad wat Job geloop het nie. Ek wil jou sê, hy het 'n pad gestap. Ek sê jou daar, ek sê dit altyd, daar's 'n verskil in 'n persoon of in 'n dame of 'n heer of 'n meneer wanneer hy 'n pad stap en hy beweeg al hoe nader na sy koning, dan kan jy in sy gebed hoor, daar is krag. Jy kan in sy lied hoor, daar is krag. Jy kan in sy woord hoor, daar is die heerlikheid, want hy ken en sy ken die pad.
kyk nie uit die pad nie, jy sal die pad nooit sien. Sê die meeste vandag, moenie bekommerd nie. En as jy die pad begin loop en hy begin hobbel en hy begin voel of jy vol by vol, nee, dit voel of jy vol by vol nie werk nie. Dan sê jy moet geloof kry, hoor. Jy moet geloof kry. Maar dan staan meneer hierdie kant lekker met sy lekker karretjie en hy ry op die highway sien en nie goed. Dan sê en jy voel Here, dit rok en dit rol. Ek voel soos popcorn, ek voel soos 'n verkleermannetjie op 'n boks Smarties. Ek weet jy kry nie my sin nie. Dan kom een van hierdie opportuniste en sê jy het te min geloof. En ek onderskei vrees by jou. Natuurlijk, wanneer die dokter vir jou ding sê, wanneer die goed deurkom, of wanneer wat ook al gebeur, is jy nie 'n mens, as jy nie verstaan, wat is vrees nie, maar in daardie oomblik, gebeur iets, in daardie oomblik, en ek sal nie, en ek gaan nie, van die predikers wees, wat heeltyd 'n hiep en hy, ons kyk in die week, 'n saak van 'n filosoof, wat oor happiness praat, en hy sê, hierdie gesoek na happiness vandag, is soos 'n dwelm wat mense soek. Hy gee vir hom 'n skop en hy voel skielik bly en hy spring en hy dans en hy sê ek sien kans vir die lewe, maar wanneer hy daar afkom, dan val hy ver en dit kos berading, dit kos gepraat om net weer in die lig in te kry. Maar iemand wat weet waar is sy anker, hy of sy wat weet waar is sy anker, verstaan, ek hardloop hierdie reusies. Paulus het gesê en ek kyk nie om nie en ek sal hierdie reusies voleindig, al gaan dit high water al gaan dit low water. Nou ja, ek het vir die persoon, ons het oor Job gepraat en die laaste ding, Job is die eindelike eerste boek in die Bybel. Moses het hom eerste geskryf, voor hy Genesis geskryf het, en as jy hom in die Bybel eerste moet sit, en die ou moet eerste die Bybel lees, want nou staan daar in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dis wow, dis heavy, maar as Job nou eintlik sy plek in die woord gehad het, sal jy sien hoe dat God met die mag van die bose in 'n gesprekvoering wees, en dan sê hulle, God vir die bose, hy sê, daar is geen man so opreg soos Job nie. Ek wil net vir jou sê, terwyl jy besig is om te probeer, of jou bes in die geloof toe te tree, om vir God toe te tree, en al hoe meer intens na God toe te beweeg, is die mag van die duiwel daar, en hoor mooi, hy hou nie van wat jy doen nie. En toe die Here met hom praat, toe sê hy, ek kan niks aan Job doen nie. Ek kan niks aan, en die Here sê, is dit? Hy sê vir God, want jy het jou hande op Job, maar as jy jou hand van hom afhaal, sal Job soog, hy gaan dit nie maak nie, maar ek dank die Here, en Job weet nie, hy lê op die skaakborde van 'n groot wêreld nie, en arme Job lê onder, maar God het 'n plan, dat Moses 'n woord in die hande kry, Moses moet begin skryf, hy moet Job ontmoet, en Job het 'n verhaal om aan Moses te vertel, en vanmôre preek ek oor 'n man wat kom vashou, en tussen watter omstandighede dit ook al gewees het. Job het 'n reis gehad, weet julle dit? Job het 'n reis gehad van twyfel. Nee, nie Job nie. Nie Job nie. Job het 'n reis gehad van twyfel tot openbaar. Hy het toe die godheid na hom kyk en met die mag van die bose in gesprekvoering toe verklaar God, hy sê hy is die mees opregste man op aarde. Maar Job het een klein probleem of twee gehad. Die een was, hy het gedink, hy is op standaard. Hy was nie. Ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Job het dit nooit verstaan nie. En die tweede ding, hoor mooi, wat Job nie in die hande kon kry met 'n fantastiese lewe en al nie, hy kon nooit 'n openbaring van God kry nie. God praat vanmôre met jou. Watter prys is jy bereid vanmôre om 'n openbaring van God te kry? Kan ek 'n bietjie hoor mooi, wat 'n prys, want daar is 'n verskil net om kerk toe te kom. Daar's 'n verskil as ons net hier sing teenoor 'n man of 'n vrou wat 'n openbaring van God afgekry het en sy hele lewe en sy hele wêreld begin te draai om hierdie almagtige God. Halleluja. Hoor mooi wat hy sê, Job het 'n reis
na openbaring toe, van twyfel na openbaring. En toe Job se vrou by hom aankom, en ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek nou sê. En ek verstaan hierdie dame baie goed. Ek het lank terug vir pastoor Betty gesê, die vrou van hom het nie 'n hart gehad nie. Maar weet jy dat die vrou het 10 kinders aan die dood afgestaan. Die vrou was die rykste, die vrou van die rykste man in die ooste. En skielik, hoor mooi, in minder as 'n week verloor hulle alles. Ek wil hê jy moet jouself indink, het jy al alles verloor? Ons praat van 'n familie, hoor mooi, wat mense, Job het meer geld as Donald Trump gehad, as van die rykstes vandag, en in minder as 'n week val hy en sy vrou, na hulle by grafte was, na die strate toe. Weet jy wat dit is? Weet jy wat dit is? Plus Job het 'n siekte wat die dokters geen antwoord vir hom het nie. Ek wil hê jy moet vanmôre grasp. Ek preek baie en dan verduidelik ek, maar ek wil hê jy moet hoor vanmôre wat gebeur. Job 2 vers 9 tot 10. Toe sê sy vrou vir hom, hou jy nog vas aan jou vroomheid? Vervloek God en sterf. Die ander vertaling sê vrou, volhard jy nog? Nee, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Hoor mooi, seën God en sterf. Hierdie is baie diep gesprek wat ek vanmôre met jou het. En Job begin 'n pad loop en hy verstaan nie, en ek weet nie of ons verstaan nie, dat my verhouding met God het niks te doen met my kaliber lewe, met waar ek bly, met my bankrekening en met my huwelik, selfs met my familie nie. Dit is verskriklik. En hy antwoord haar en hy sê vir haar, jy praat soos een van die dwaase vroue. Sou ons die goeie van God aanneem en die slegte? Hoor mooi, dis hoekom ek vanoggend met jou tree vir tree hierdie ding bespreek. Want dit is 'n baie ernstige saak. Want hierdie ding is hoekom ons kerk vandag in 'n valse stelsel leef van kulkens. En daar's 'n geloof in ons stelsel dat alles gaan alright wees môre. Everything is gonna be alright. En dit is nie die realiteit nie. Jy's vir een rede op hierdie aarde geplaas. Mag God jou die sukses van alle sukses gee. Mag hy vir jou in 'n wêreld invat waar jy sukses ervaar wat mense se monde sal laat oophang. Maar met dit alles is dit wat aan hierdie kant is, nie eers 0,1% van dit wat aan 'n ewigheidsstelsel gaan wees nie. En dit is waar jy God sal moet ken. Halleluja. Staan nou Vrydag by 'n roudiens is van ons kosbare Suster Caroline se pragtige mense hier by 'n kerkie naby. En die prediker wat preek sê 'n diep ding. En dit is wat ek sukkel om te verstaan wanneer mense vir my probeer sê, Chris, nou gaan ons groot dinge doen. Ons gaan groot dinge doen, want God sit agter daai groot ding. Dit het niks met my te doen nie. Dit het niks met my vermoë, dit het niks met jou vermoë te doen nie. Al die vermoë lê binne in God vasgemaak. En dit was vir ons almal 'n skok toe ons hoor die dame in Nieu-Seeland het gesterf. En die roudiens is hierdie kant. En die prediker wat bedien, daar's 'n mooi foto van haar een kant. Hoor mooi.
En hy vra vir sy vroukie, of hy die bankkaart kan kry. En hy wys die bankkaart so, en die dame het, Caroline sal weet, is familie, almal was geskok toe hulle hoor sy's huis toe. Dit het vinnig gebeur. En hy vat die kaart en hy vat hom na die foto toe en hy sê, veronderstel, hier is 10 miljoen rand in hierdie kaart. En hy sit hom by haar foto neer. Sal ons haar terugkry? Haar pragtige eggenoot sit haar trane, want liefde kos 'n prys. Jy gaan trane stort oor liefde. Liefde sal 'n offer wees. En hy sê, as hier 10 miljoen rand is, gaan ek iets kan doen, dat sy weer kan terugkom, dat die trane net nou kan stop. En almal in die gehoor sê, nee. Hy sê, as hier 100 miljoen rand in hierdie kaart is, en ek sit hom net hier neer, gaan ons al kan terugruk. Nee. En ek kom agter die gehoor, besef al hoe meer, hoe jy in 'n losing strike hier. Want die familie is in trane. Dit is nie 'n mooi ervaring waarin ons daai dag sit nie. Hy lig hom tot miljoene, na skatte, yachts, bote. Hy sê al hierdie goed, hy sê alles wat hier is, die wêreldse regerings, die owerstes van hierdie wêreld, kan ons mensie vir ons nou hier sit. En die koppe sê, nee. Daar's 'n wêreld buite jou beheer. En hy sê, waar sy nou is die realiteit. Waar sy nou is waar saak maak. Sy het nou 'n wêreld ingegaan, waarvoor ons, man, ek gee nie om wie's die prediker nie. Ek gee nie om hoe diep het hy in dinge ingestudeer nie. Ons het nie 'n klou wat aan die ander galaxy aangaan nie, want dit is 'n groot wêreld, dis 'n magtige wêreld, dis 'n heerskappy wêreld, wat ons nie verstaan nie. Al wat ek weet is, die heerlikheid van God lê in 'n wêreld. Paulus sê, ons kyk soos in 'n spieël, maar ons verstaan nie, ons kry nie regtig die verstaan van sake nie, maar ons weet dat daar wag 'n groot wêreld. Ek kan nie net vir jou sê, dat hierdie kant, toe hy sê, al het ek honderde miljoene, ons kan ons geliefde nie terugkry nie, toe besef ek op hy oomblik weer, hoe magteloos is 'n mens. Jy's niks. Dokters, die bestes in die wêreld, hy wys na die kaart. Hy sê, as ons die kaart kan vat, ons kry die beste nou op die planeet, sal die dokter, ons geliefde, jy kan sit. Raai wat sê die koppe? Nee, dan het jy mos 'n probleem. Hoor jy wat ek sê? Nou het jy mos 'n situasie. En Job vertel sy vrou, hy sê soos 'n dwaas praat jy van die goeie, het ons van God ontvang. Hoekom? Ook nie die slegte nie. En Job se pad begin, 'n verskriklike pad. Ek weet nie vir hoeveel jaar nie, sy vrou los hom. Hy sit alleen op 'n arshoop, en toe begin die prediker sê, maar Job het vasgehou. Job was nooit negatief nie. Job was altyd in die geloof. Job was altyd bly. Job het op die arshoop gesit en la, en met die potskerf dingetjies, ek het 'n lekker smakkie so diep in my hart. Nee, terwyl Job op hy arshoop sit, toe's hy en God in 'n wêreld van dispute. Hy en God is in 'n wêreld waar hulle probeer mekaar ontdek. Hy en God is in 'n wêreld waar hy probeer uitwerk, hierdie God wat ek vir jare gedien het, wat het gebeur? Hoe het ons van die pad af geraak? En Job begin twyfel. Job begin twyfel, ek wil net dit noem. Job het nooit, hoor mooi, Job het nooit teen God gerebelleer nie. Maar sê gou vir my, kom ons kyk gou, hoe lyk die saak van die rekkies hierso? Kom ons kyk gou, hoe lyk die saak? Job 3 vers 1 tot 3, hoor mooi. So as ons nou weer praat van al die kamele
wat Job teruggekry het. As ons praat, wat het hy alles? Man, die man was magtiger as wat hy ooit in sy lewe was. As hy die rykste in die ooste was, was hy nou die rykste in die wêreld. En ek verkondig nie prosperity nie, maar Job sit op hierdie oomblik en jy voel dalk vermoere, hoor mooi, dat hulle bepreek my. Hulle maak my bang vir vrees. Hulle maak my bang vir ongeloof. Jy weet later nie meer om met God te praat nie, want terwyl die druk daar is, terwyl die psigiese druk om en by jou is, weet jy later nie meer, hoe moet ek met hierdie God werk nie, want as ek iets verkeerd dink, sondig ek. Nee, ek wil vir jou sê, God verstaan jou. Hy verstaan jou. Hy verstaan jou hart. Ek gee nie om wat die predikers is, wat jy al gehoor het, wat hulle op Reels sê, wat hulle op YouTube sê nie. God verstaan jou en iewers uniek gaan jy in 'n situasie wees en daar gaan vrae wees. Maar weet jy wat? God verstaan jou. Job sê 3 vers 1 tot 3. Ons praat van hierdie hoelala van 'n geloofsheld. Hoor wat hy sê. Daarna het Job sy mond oopgemaak en die dag van sy geboorte vervloek. En Job het gesê, laat die dag vergaan waarop ek gebore is. Verskriklik. Verskriklik. En die nag waarin daar gesê is, 'n man is verwek. Daar was 'n trots na. Sy was swanger. Sy het nie geweet sy dra een van die magtigste manne in die ooste nie. Sy gee geboorte. Sy sê, it's a boy. It's a boy. Dis hoe Job dit sien. En hierdie seun word groot, perfek, gedissiplineerd. Sy maatskappye groei. Die ooste, hy bestuur die ooste. En skielik skud iets om en hy kom agter, omdat iets teen hom is soos hy glo, het sy vrou, die liefde van sy lewe, daaronder gelei. Hoor jy wat ek sê? Sy vrou moes weghardloop. Ja, maar hoekom sal jy op so dink? Hy is mos nou met God besig, die arme vrou het hom net so gelos. Terwyl hy daar roep en sê, hoe is dit dat ek gebore is, dink hy, hierdie vrou, deur my, het langs 10 kinders se grafte gestaan. Sy het gesien hoe val huise op haar kinders in mekaar. Sy het gesien hoe dat sy moet hardloop met niks. From a king to a jack. Hoe sy gehardloop het. En Job kom agter. Liefde is 'n offer. En ek met al my opregtheid het net die krag en die mag gehad om hierdie stelsel in stand te hou nie. En net in hierdie vers kom Job agter, so magtig soos wat ek is, onthou, hy het hom beroem in sy heiligheid, so heilig soos wat ek is. So heilig soos wat ek is. Mis ek en ek kon nie eers na my vrou en na my kinders kyk nie. Ek kon nie met my briljante vermoë, met my geniale vermoë, na my finansies kyk nie, want iets het nie geweet wat nie, maar iets het gebeur, en alles was weggeruk van my gewees, en hy sê ek vervloek die dag waarin ek gebore is, en die nag waarin hulle gesê het, 'n man, 'n seun is gebore. Ek hoekom met my ma nie met my 'n plan gemaak toe ek gebore is nie, want ek is useless. Ek sê vanmôre vir jou, dalk is daar moontlikhede en tye waar jy voel, Here, ek is dit nie werd nie. Ek is useless. Laat ek dit sê soos wat hy is, soos wat dit is. Ek is useless. Ek is 0 op 'n kontrak. Die een filosoof sê nou in die week, hy sê, and 0 is a very low number. Hoor jy wat hy sê? Hy sê, remember, 0 is a very low number. Dit is van die laagste, van die laagste. En jy voel, Here, ek het dit nie gemaak nie. Hoekom is ek gebore? Hoe het ek hier in hierdie bane ingekom? Ek het nie daaroor besluite gehad nie. Ek het nie daaroor keuses gehad nie. Toe ek eendag sien, toe noem hulle my Chris Marks. En ek moet goed voel, en ek moet bly voel, en ek het nie, as hulle my maar net gesê, dat regtig in die lewe gaan gebeur, as iemand my net regtig wou waarsku, maar toe sê my ma, is dit daar maar nie 'n mooi seun daai nie,
Ag Here, en weet jy, hy is so talentvol. Hy is so gifted. Julle moet hom hoor Chris, kom speel gou die klavier. Speel vir en Chris, maar man, weet Chris, die windmeulens van die lewe gaan begin swaai en draai, dan het ek 'n bietjie meer as 'n klavier nodig. Ek het 'n bietjie meer as 'n liedjie stem nodig. Ek het 'n bietjie meer as 'n preek nodig. Ek het 'n openbaring van God nodig, want die vraag is, waarom is ek gebore terwyl die modder en die gemors om my is? Job se pyn is so groot dat hy vra, hoekom moes ek ooit gebore word? Dis die rou emosie van 'n mens. Hoor mooi, wat nie meer sin in lyding het nie. Ek en jy kan ly. En ons kan sê, maar môre is nog 'n dag. Dan kom maar 'n oomblik en 'n stadium in jou lewe waar jy sê, give up. Want al wen ek 200 miljoen rand van die lotto af, wat moet ek daarmee maak? En Job gaan lê net daar. En hy kry nie meer sin. En sy kom ons kyk wat hierdie geloofsheld verder kwytraak. Dalk raak dit beter. Ek het maar net 'n paar, ek wil julle nie in 'n depro inpraat nie. Ek wil julle asseblief, wil julle lyk of julle dis is vir hierdie preek sit daar. Ek sou moet inhaal op 'n danspreek weer. Ek sal 'n revival preek moet gooi. Want hoor wat sê Job verder. Job 7 vers 17 tot 20. Hy vra hoekom God hom nie met rus laat nie. Kan God my nie net uitlos nie? Ek weet nie, maar verstaan nie wat hy eintlik sê. Want alles gaan oor God. As jy links is van die ding, is dit sonde. As jy in die kerk is, en die ding werk nie lekker uit nie, dan is dit 'n vloek. Of jy het nie geloof nie. En oral, as jy om hierdie hoek kom, loop jy in God vas. As jy om daai hoek kom, verstaan nie wat ek sê, loop jy in God vas. Die eerste ding wat jou ma met jou gedoen het, toe jy net begin lekker verstaan, sy stuur jou nie skool toe nie. Sy stuur jou Sondagskool toe. Ja, dis net die hele tyd, jy loop jouself in God vas. Die eerste ding wat jou ma nog voor Sondagskool vir jou gesê, as jy daai blik kondensmelk vat, gaan jy in die hel brand. Ek sê vir jou boetie, as jy daai, ek het bully beef so gesteel, hier gaan hande op, ek ruk uit bully beef. Dan sê my ma, as jy nie luister nie, boetie, daar's 'n God in die hemel, sy oog sien vir jou. Jou pa kan jou nie sien nie, ek kan jou nie sien nie. Jou sissies kan jou hierdie keer nie verklik nie, want jy's slim, maar God weet, hy sien hoe jy in daai stoorkamer inhardloop, jy het 3 blikke bully beef daar uitgesteel. Dan sê ek, nee, as sy moenie met my los, dan sê sy, ek sê jou pa gaan jou dalk los. Ek gaan jou dalk los, maar by God gaan jy nie verbykom nie. En wanneer jy voor die oordeelstroon staan, sal jy nie weet wat om te sê nie. Ek sê, dan gaan jy in die hel brand. Jy kon nog nooit in jou lewe weggekom het van God nie. Jy sal ook nooit in jou lewe van God af weg. Jou ma was reg. Eerlikheid, maar was bar en vol. Dit was die naaste wat iemand met jou eerlik was. Want jy kan nie van God ontsnap nie. Jy kan nie, dis hoekom mense mal word. Dis hoekom hulle teen mekaar raak. Want oral waar hy kyk, jy kan Sondag en jy kan vir jouself sê, dis reg, ek dank die Here vir genade. Steek net jou hand op, dank die Here vir die genade van God. Maar everywhere you go, tot die duiwel aanbidder waar hy in sy okkulte aanbid, gaan doen en vang hy goed aan. Vir wat? Teen God. Want God is tot binne in die okkulte. En hy gaan Sondag, dan gaan doen hulle allerhande goed wat sonde is. Net om wat te doen, nie om die duiwel te verheerlik nie. Want daar is 'n God. Daar is 'n God. Hy is oral. En Job voel soos 'n leeu in 'n hok. 'n Leeu in 'n hok. Hy kan nie van God af wegkom nie. Hy vra hoekom God hom nie met Job 7 vers 17 tot 20. Wat is die mens dat u hom groot ag, dat u hart op hom stel? Weet jy wat doen hy? Hy raak sarkasties met God. Dis eintlik wat hier gebeur. Job is deur al die wiggle-waggle fases. Hy was bar. Hy was later bar. Met ander woorde, hy sê vir God, jy's God. Ek sê stuk, my ma moes eerder wag, laat ek moes jy gebore gewees. Toe laat jy toe dat ek gebore word. En nou is jy God.
en jy hou jou op met my. Ek is nietig. Ek is 'n stuk wurm. En dit lyk vir my julle is verveel daar in die hemel. En nou het julle vir Job in die hande gekry. Is daar nie iets wat julle aan die gou weer kan kry daar nie? Letterlik, dis wat dit beteken in die oorspronklike vertaling. Hoor wat hy sê. Wat is die mens dat jy hom groot ag, dat u u hart op hom stel? Dat u hom elke môre besoek en elke oomblik toets. Dis 'n mens, man. Dis 'n mens. Gaan begrawe word. Jy leef vir ewig, weet nie. Waar? Skielik is Job ook. Toe dit met hom goed gaan, toe het hy sy offers gehad. Daar was hy sinagogetjie gewees. Daar was hy bidplekkie gewees. En dit is gaan kyk, dis hoe Job geleef. Skielik het Job nie meer 'n bidplekkie nie. Die enigste bidplek wat hy het is 'n asgat. Hy siek. Vrou en kinders is gone. Alles wat kan wees is weg. Nou sê hy vir God, onthou hy was 'n slim man. Hoor wat hy sê, dat jy hom elke môre besoek en elke oomblik toets. Hoekom toets jy my? Ons kan jou nie toets nie. Ons kan net jy's God. Nou wat gaan ek verskil maak in hierdie hele ou? Hoor mooi. Wanneer sal u blik van my afwend en my met rus laat totdat ek my speeksel insluk? Here het Job so gepraat. Dit staan in jou Bybel ook. Gaan kyk in julle Bybel. Ja, dankie kerk. Dat ek met ander dat ek in my speeksel insluk en laat ek dooi. Hy is nie meer bang, weet ons is nog bang om dood te gaan. Job is verby daai. Maak my klaar. Jy speel nie met goeders. Hoor wat hy sê. Ek het gesondig. Wat kan ek vir u doen? O mensbewaarder. Die hange stilte nou hoor ek. Jy was nog eers daar met God. Jy raak bang as jy nie die ding hoor. Job is all over that. Is klaar. Hy sê, wat kan ek vir u doen? O mensbewaarder, waarom stel u my as teken vir u, sodat ek myself tot las is? Want ek kan net vir myself hou. My vrou was ek voor 'n las, my kinders was ek voor 'n las, kon nie na hulle kyk, hulle is dood, en nou sit ek op die ashoop, en nou lyk dit vir my, is dit daar 'n klomp vervelige sake aan die gang, en asof die ashoop nie goed genoeg is nie, is julle heeldag en aldag hier om my, en ek gaan ook nie dood nie. Mensbewaarders, lyk dit soos, of ek bewaar word deur God uit. Ek wil vir jou sê, in die tussentyd, terwyl Job met God 'n probleem het, ek dank die Here vir die liefde van God, want hy sy kwaad geraak het. Ek dink Lucifer het ook daar gestaan en gesê vir die Here, check wat sê hy nou, check wat sê hy nou. Daai mannetjie lyk nie nou happy met jou nie. Dan sê God, luister, wag net tot ek by Job uitkom. Hy moet net 'n moment kry. Hy moet net begin deurbid. En Job is besig om aan hierdie kant alles met God uit te beklei. Hy's besig om alles uit te spook. Wat sê, waarom stel u my as teken vir u, sodat ek myself tot las is? In kort, kom ek verduidelik vir jou wat dit beteken. Jy kan nie vir God tot las wees nie. Niemand kan vir God tot. Nou besluit God hy target haar. Want hy moet iets doen om die dag om te kry. En dan maak hy haar 'n las vir haarself. Dis regtig wat dit beteken. Want Job is slim, hy weet hoe kan God belas word deur hom. En hy swaai Job, hy maak hom siek, hy vat al sy goed en dag vir dag gaan Job ook nie dood nie. En hy sien hoe God vir hom soos hy kyk en lag. En hy kan nie glo dat God met hom op 'n plat is nie. Hoor mooi, ek gee hierdie om, jy sal my nie glo nie. Kry moed. Kry moed. Ons sien nie hierdie goed van Job raak, soos hy op na sy pad na God toe, sy pad, maar ek dank die Here vir die geduld van God. Ek dank U vir die, laat ek wil graag klaar maak. Job voel oorweldig deur God se aandag. Hy vra, hoekom kyk U nog na my? Laat my net asemhaal. En die ander vertaling sê, laat my stop om asem te haal. As ek moet asemhaal, gaan soek iemand anders om te praat. Nee man, dit is nie, Job was 'n heilige ou. Job, nee, daar waar hy gesit het, en dink bietjie, elke persoon hier voor my, oor hierdie media, wat het jy al gedink? Jy is dalk te bang om nou vir my te sê, maar moenie. Maar weet jy, daar's 'n God, wat by jou kyk, hy is lief vir jou, hy stel belang, en hy het jy moontlik tot hier gegaan, al het jy dalk 'n bietjie verder gegaan, maar jy is in rebellie teen God nie, hy is lief vir jou. Hoor mooi, ek sê dit weer, hy is lief vir jou. Ek sê dit in Engels, he loves you. Ek sê dit in Duits, ich liebe dich.
Hy hou van jou. Hy het genade vir jou. Hy hoor die gespook en die gespartel hier binne in jou gedagtewêreld, maar hy wil sy hand na jou toe uitstreek. Maar eers wil hy by jou weet, kan ek 'n ontmoeting met jou kry? Kan ek myself aan jou vandag openbaar? Dit gaan swaar, dit gaan moeilik, my kop is teen mekaar, my hart is in rou, my hart is stikkend, maar in die tussentyd is God besig om al hoe nader en nader en nader na jou toe te beweeg. Hy's besig om na jou toe uit te reik. Halleluja. Is dit goed vir u? Job 10 vers 3 tot 8. Dalk moet ek ophou met die goed. Wie hier is maar 5 stukke. Julle moet Job gaan lees hom. Hoor wat sê hy? Job was 'n moeilike man. By the way, jy kom dit ook agter. Hy bevraagteken God se geregtigheid. Dis 'n bietjie bad. Kyk, jy kan die godheid twyfel, maar nou sê jy's ook nie regverdig. Hoor mooi, laat die Bybel praat. Hier sê ek is I'm out hier. Job 10 vers 3 tot 8. Is dit goed vir u dat u verdruk? Voel jy so? Dat u die werk van u hande, jy het ons geskaap. My ma het gesê, daar's 'n seentjie. Chris kom speel die klavier. En nou, jy het my gemaak. Die prediker sê mos, hy het jou geweef. Hy het alles in jou geweef. Nou hierdie ding wat jy nou geweef het, né? Dis Job se redenasie. Is dit goed dat u die werk van die hande, is dit goed dat u die werk van die hande, hy het verstaan hoe die skepping werk, verwerp en die raad van die goddelose goed laat vaar. Verskriklik. Het u oë van vlees? Weet jy wat bedoel hy? Die oë van God kyk in jou hart. Kyk in jou hart. God kyk na niks aan die outside nie. Hy het nie, kom, dink gou. Hy het nie nodig om aan teen die tyd wat jy vanmiddag, as ek nou moet hoor, daai pastoor het gaan oorspel pleeg, dan steur ek my nie daaraan nie. Want God ken die hart. Hy ken die hart. Nou hoor mooi, hy ken die hart van jou. Nou sê, het jy nou oë van vlees gekry? Dat jy, nou as God, soos ons na mekaar kyk, word ek nou 'n bedreiging vir jou? Verstaan nie wat ek sê? Word ek, Job, nou 'n bedreiging vir jou? Hy sê jy verdruk jou handewerk. Jy maak iets, jy bou iets, soos die pottebakker, en as jy hom nou net dan mooi het, dan spring jy op. Jy wag nou net totdat ek die hoofprefek ook word in die skool. Die hoofmeisie. En ek wen die Olimpiese spele met net so groot goue medalje. En dan sê net daai, het jy al daai gevoel gekry? As dinge te goed met jou gaan, dan sê jy vir jouself, wat's volgende? Come on, as ek enigste wat vir jou, dan sê ek vir, hey, sê jy hoekom lyk jy so negatief? Sê ek vir dit, as die ding nou draai lelik, dan sê jy maar ons dans. Sê ek, ja, nee, dans jy, ek gaan worry. Want as hy nou swaai, want die volgende is nie goed nie, maar sy geleer om met my te werk. Laat ek klaar maak. Is dit goed? Het jy oë van vlees, of sien jy soos 'n mens sien? Kyk jy, ek sukkel al klaar met mense wat na Chris Marx kyk, en hom nie kan verstaan nie. Nou wil God my ook nie verstaan nie. Dis letterlik. Ek kan dit sê, want mense verstaan my nie regtig baie nie. Maar ek worry nou nie vreeslik daaroor nie. Maar, nou verstaan God my ook. Jeepers, creepers, man, ek is eksentriek. En nou die Here, jy het my dan gemaak. Jy het my so gebou. Jy het my die persoonlikheid gegee. Het lyk my toe stamp jy my in 'n ding in, en jy kyk na 'n jollification. Want Chris val hier soos 'n pingpong balletjie, en dan keer hy nog die masjien ook om, laat ek heeltyd lê en rol. En dit gaan te lekker daar in die hemel. Maar in die tussentyd is dit nie wat het is nie. God is besig om nader en nader en nader en nader na jou te beweeg, en jou 'n ander liga, in 'n ander wêreld op te tel. Hy sê later vir die Here, dit gaan wild mense, is u daar soos die dae van 'n mens? Kyk, God leef, is mos 'n ewigheidssaak. Die man raak wild. Hy sê jy daar soos die dae van 'n mens, jy moet tel. Want as jy nou nie lekker dinge kan doen nie, kom jou einde ook, en dan het jy nou nie genoeg sport gehad nie. Is die dae soos die dae van 'n mens, of die jare soos die dae van 'n man? Nou is hy gevaarlik. Hy speel nou met die leeu se paard. Dat u my sonde soek en my oortredinge heeldag naspeur. So jy kyk, daar's Job. Okay, daar het hy goed gedoen.
O, daar doen Job ook goed. Ja. Hier het Job iemand gevloek in die taxi. Kom. Hit him. Dit is hoe hy voel. Ek doen daai dag goed. Ek gee hier 'n klomp geld vir ouens. Ek kyk hier na die weduwees. Kyk hier na die wese. En eendag is die taxi voor my in. Dan is die gord by God gaar. Dis hoe hy redeneer. Is hy daar soos hy daar van 'n mens of jare soos daar van 'n man dat hy my sonde soek en my oortreding heeltyd naspeur. Hoewel u weet en die was Job se probleem. Hoewel u weet dat ek nie skuldig is nie. Jy kan nooit onskuldig voor God wees nie, Job. En dat daar niemand is wat uit u hand kan red nie. Hy sê ek is onskuldig en ek is in jou hand. En jou hand maak so met my. Ek is 'n smarte. En as jy my crash, kan niemand, Donald Trump gaan nie help nie. Donald Trump kan nie help. Noem 'n naam, Simpson. Weet jy wie? Niemand, jou advokaat. Hy sê nou maak jy met my so. Ek doen nie eers iets verkeerd nie. Job se denke breek. Hy verstaan nie meer hoe God se regverdigheid kan wees nie, want dis nie regverdig. Dis die diepste vorm van 'n geestelike verwarring, wanneer reg en verkeerd nou nie meer sin maak nie. Want ek doen reg, ek doen verkeerd, nou of ek reg doen, of ek verkeerd doen, is weer. What's going on in life? Maar Job is besig. Laaste deel, Job 13 vers 23-24. Hoeveel is my oortredinge en my sondes? Met ander woorde, van my geboorte af. What did I do wrong? Die feit dat ek gebore is, was duidelik verkeerd. Toe haal ek asem, dis verkeerd. Toe begin ek praat, dis verkeerd. Toe begin ek loop, en dit lyk my dit het jou geplaag. En toe begin ek goed doen in die lewe, toe pla dit jou. Toe kry ek 'n mooi vrou en ek kry kinders, en dit was ook nie goed nie. En oral waar ek gegaan het, terwyl ek nice is, dink die Godheid, ek is besig om te mekaar te rol. Job voel verlate, God se stilte raak vir hom ondraaglik. Hy sê eintlik, Here, as ek verkeerd is, wys my. Job 30 vers 20, ek roep tot u meer, maar u antwoord my nie. Ek staan en u let nie op my nie. U het verander in 'n vrede teen my. Hoor mooi, in 'n vrede teen my. Met die krag van u hande weerstaan u my. Jy kan nie droom om teen God se hande. Niemand kan teen God se hande. En Job ontdek het, maar wat is een positiewe ontdekking wat hy doen? Niemand kan teen God se hande staan nie. Hoor mooi, hy is eers kwaad. Niemand kan teen jou hande staan nie. Niemand kan teen jou hande staan nie. Niemand kan teen jou hande staan. Niemand kan teen jou hande staan nie, want sy hand begin beweeg en hy begin na jou koers reg beweeg. Tel hy jou op. He brought me out of the mighty clay. He set my feet on a rock to stay. He put a song in my heart today. En dan sê hy, toe hy God ontmoet, ek moet klaarmaak. Ek kan boeke skryf hieroor. En hy sê in Job 42 vers 2, dis die kursus deel. En hy kry God in die hande. Hoor wat sê Job? Hoe klink 'n bekeerde man op Aashoop? God, ek het gespreek. Ek weet dat u alles kan doen. Tweedens, ek het gespreek. Jy het nou wel net stukkies gehoor. Hy sê ek het gespreek sonder insig oor dinge wat te wonderbaar en te groot. Ek het my neus in God se sake gedruk. Ek moes gestem. Toe wil ek nou vir die Here vra, hoe is ek gebore? Ons is nou net deur daai pad. Hy sê maar ek kom agter. Hy erken in nederigheid dat hy kan nie al die vrae in God beantwoord nie, maar hy kan een ding werd hê. Hy kan een ding by hom hê en dit is 'n openbaring van hierdie bo-natuurlike majestiese God. Hy sê Nommer 3, met die gehoor het ek van u gehoor, maar nou het my oog u aanskou. Halleluja. En ek maak klaar, baby, jy kan jou lied kom regkry of Jacques kan kom regkry. En dan sê hy, kan jy glo het julle gehoor hoe heilig was hy nou? Tot God was verkeerd. Hoor hoe sê hy, daarom roep ek my en berou my in stof en in as. En Job bekeer. Vir die eerste keer in sy lewe kry Job wedergeboorte. Want in hy ashoop, toe kry hy God en hy sien hom van aangesig tot aangesig. Ek wil hê jy moet op jou voete staan.
jy kan op die voete staan. Ek het hierdie gedagte gebring, die Here het vir my gesê ek moet. En die een rede is, jy het moontlik vra en predikers, swaar gewigte sê vir jou, jy moet nou 'n bietjie geloof kry hê. Jy raak so, is nie so maklik nie. Annetjie, jy moet 'n bietjie vasbyt hoor. Nee, Job is deur, hierdie is 5 punte wat ek uitgehaal het. As jy regtig Job gaan lees, dit was nie mooi gesprekke tussen hom en God nie. Maar weet dit, dat die Here het een behaag, hoor gemooi, hy het behaag in jou. Dit voel nie so nie. Dit voel dalk nie nou so nie. Dit lyk dalk nie nou so nie. Jy ervaar dit dalk nie nou so nie. Maar God het, en toe Job swaai, toe kyk God in die heerlikheid vir Lucifer en hy sê, wat sê jy nou? Kyk hoe lyk 'n kind van my, wat in my vasgeloop. Halleluja. En Job is vry. Yes. Die woord van die Here sê net daarna, en Job het vir sy vriende gebid. En die Here het vir Job teruggegee. Hy het hom teruggegee, want hy was baie wild behandel. Hy was 'n rekkie. Hy was swaar gekry. God gee vir hom terug, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Sy deurbraak kom toe hy God ontmoet. Ek wil vir jou sê, God verstaan as daar vrae is. Ou het vir my eendag gesê, ek bel nie meer 'n pastoor nie. Verraad iemand as ek vir hom moet sê hoe ek voel, sal hy my die kerk uitgooi. Toe sê ek vir hom, kry vir jou 'n ander pastoor. Want as die pastoor is self 'n mens. Yes. Die pastoor self het sy eie stryd, en as hy vir jou heeltyd sê, byt vas, boetie, byt vas. Jy is in 'n ander liga nou, jy het 'n ander pyn, jy het 'n ander ervaring, selfs as die pastoor. Jy het 'n ander stryd, moet jy jou verstaan. Amen. Maar saam met die openbaring van Jesus Christus, begin jy 'n pad loop en 'n pad stap, en jy kom aan die ander kant uit en sê, high water, oh low water, ek het hom van aangesig tot aangesig gesien. Baie dankie my skat.